Luke 15 verse 7, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. En die Here sê net, jy hoef nie meer perfect te wees nie. Jy hoef nie meer alles te doen nie. Elke dag sondig ons en so gereeld. Maar jy hoef nie meer skaam te wees nie. Jy kan net sê, Here, vat my soos wat ek is, want sy arms staan oop en hy kan nie wag om jou te gryp met sy liefde nie. Here, ons dankie net dat ons weet, maak nie saak wat ons elke dag doen nie, jy ons so lief het, dat jy ons elke dag net vat en omvou met daai liefde en net sê, my kind, ek het jou. En al gaan dinge verkeerd en al dink jy kan nie meer nie, vang ek jou en ek dra jou en jy kan rus by my kom vind. En jy kan by my kom leer en 'n identiteit kry wat vir jou wys hoe sterk ek is en my krag deur jou kan werk om elke dag se probleme net te vat en te overcome. En ons dank Here dat ons net vandag weer hier kan staan en net van jou leer en net weet, jy is ons krag en ons redder en ons verlosser en ons liefde. Amen. Ek kom maar seat kry en geniet die preek saam met ons. We stand an army of urban soldiers waiting for the train. Our feet teeter onto the restricted yellow paint, contorting our bodies into cranes to look past the backs of human beings in search of this speeding metal thing. When it reaches the station, we'll step inside and it will take us to our destination. But we hardly wait with patience. You should see the frustration on our faces. How dare it not have arrived at this place yet? We won't sit complacent. We demand cooperation from the MTA agent with pure depression on her face, who just so happens to be powerless in her current situation. What we don't see is the tragedy at play, as the love of each of our lives is standing just an arm's length away. We won't notice today. We see our soulmate as in the way of the beam of light we hope will display, indicating our train is not 6 but 5 seconds away. If we would only turn and face each other. En daarso dink jy, ou, sê iets. Ou, doen net iets. Soos hê net bietjie courage. En elke meisie, en jy kan my nou verkeerd sê, elke meisie het al daai oomblik gehad, wat jy net sê, ou, doen iets, doen net iets. Meisies lag en dit is baie waarheid. En, ons chat die laaste paar week, of soos die laaste week, chat ons oor relationships. En liefde is hierdie connected ding. Jy hoef nie Jesus te ken om van liefde te weet. Deur om te ken, perfect jy liefde. Maar ons almal weet, soos verhoudings is hierdie ding wat ons kan sterk maak of ons kan seer maak. Soos in Hooglied staan nog, do not arouse nor awaken love until it so desires. Want ons weet, ons hierdie krag, hierdie ding wat ons wakker hou in die hande. Hierdie ding wat ons gelyktydig bly en seer maak. En as jy ons join nou vanaand chat ons bietjie oor die ou se kant. So ouens, jy moet hierdie aanvat bietjie. As jy daar ouens wat daar staan, ignore, hierdie is vir jou. So dat meisie wees wat ignore is, en net soos wil hy, so sê iets, hierdie is vir jou. En soos liefde regtig die eeue heen, soos het hierdie call op mans. Nie op sinkies nie. En as jy saam met my terugdink, soos 'n solid versie in is, Song of Solomon 8 vers 4, het sê, place me like a seal over your heart, like a seal on your arm. For love is as strong as death. Its jealousy as enduring as the cave. Love flashes like fire. The brightest kind of flame.
Many waters cannot quench love, nor can rivers drown it. En as jy onthou het jy 'n storie vertel van hierdie meisie wat my net so heel aan wakker hou. Jy sit al heel aan en dink, "Jesus, wat gaan die volgende sê?" So kom môre sien. Jy stuur jou WhatsApp, "Hey, ek hoop jy slaap lekker." En jy sê, "Kyk, sy's online." Sê net iets, vrou. Jy wil also 'n message stuur en sê, "Hoor, jy gaan nie reply, dit gaan nie aan." En liefde maak ons weirdos. En as jy jou oues en jy het nog ooit na 'n meisie gekyk, wat is die een vraag wat jy jouself vra? Wat dink sy? Kan sy nie sien, sy is besig om my mal te maak nie. Kan sy nie sien ek slaap nie in die aande nie? En al die vrae in jou hart wat jy het as 'n man, word reflect in Eve. Eve, die vrou, is soos hierdie spieël, waar ons kyk en ons kom agter, Jesus, maar ons is nie so sterk soos ons dink. Dis miskien dat ek nie al my goed agter mekaar soos ek gedink het nie. Eve challenge ons courage, challenge ons wildness. Eve kom sê vir jou, jy is tamed. Die een ding wat geen ou wil hoor nie. En as ons praat oor liefde, bring ek jou terug by 3 konsepte. Wie kan dit onthou? Ja, jy kan maar skree. Raja. En wat is raja? Dit is soos hierdie diep vriendskapsliefde. Ons almal ken dit, jy het jou beste buddy, jy het jou beste vriendin. Dis hierdie basic liefde, die foundation van alle liefde, vriendskap. Alle ouens veer dit. Nee, maar ek dink ons moet eers vriende wees. Wat sê jy, vroumens? Ja, no pun intended. En dan kry jy wat? Ahava, soos hierdie, ek dink ons iets meer. Ahava, so hierdie soos. Miskien was iewers 'n koffie gaan kry en op 'n tyd. Ons almal ken dit. Ons almal ken ahava, daai oomblik wat so tyd stop en jy soos 'n retard raak. Ek sê, ek help. P-songs. Ag, genoeg van jou. Ja, ouens, jy lag, ek weet jy kry dit ook. En dan is daar die ander liefde. Dood. Of waar ons Griekse woord eros vandaan kry, waar ons die woord erotic vandaan kry. Sou nie daaroor praat vanaand. You'll get there, nie nou nie. En ek soos loop in die mall nou die dag. Nou loop hierdie 2 knape verby my. Is my die eens sagge. Dus ek dink as ek net hard asemhaal, gaan hierdie eens omval. En nou moet ek dink, my dogter date ook een van die dae so ou. Soos, miskien dra haar truitjies. Ja, ek te verras ek vir julle. En as jy dink, ja, julle ken my, daar's nie een op pad nie. En as jy moes dink, warriors reg deur die eeue, elke meisie het hierdie desire vir die warrior, hierdie ou wat sal beklei vir haar hart, wat haar fear sal konker, wat haar past sal rewrite, wat nie sal byl die oomblik se diep raak nie. En elke ou het hierdie vraag, maar is ek 'n man? Of is ek man genoeg? En dit is hierdie ewige scenario wat afspeel. Party kulture het soos hierdie rituele van, as jy 'n man wil wees, moet jy 'n leeu gaan doodmaak met 'n spies. Nou imagine daar, nou hier is nie jou dieretuin leeu nie. Hier is nie jy loop op, gooi vir hom 'n peanut of 2, hy's actually vegetarian, want hier is real life. Loop jy met jou spies na die leeu toe. Wie gaan nie bang wees nie? Lig, jy gaan bang wees. Flippin Leonard, jy noem jouself kerkmense.
Jy staan al voor die leeu en jy weet, hy gaan jou eet. Of jy gaan hom doodmaak, of hy gaan jou doodmaak. En vir generasies is daar hierdie ouens wat die leeu's doodmaak. En dan is daar hierdie sad story van ouens wat nie doen nie. Daar's hierdie sad story van ouens wat weghardloop. Of wat toelaat dat die leeu hom eet. Daar's hierdie skole reg hierdie eeu, soos die Spartans, so essentially 'n ouetjie gevat het terwyl hy jonk is. En sy hele lewe lank sal hulle hom leer hoe om te beklei. Want om man te wees is essentially om te beklei vir iets. Die Messiah maak leeu's dood. En jy word 'n man. En so het elke kultuur se ding. But we've missed it. Toe ek 13 raak, die Sonnie hierdie spies vir my gegee en gesê, okay, waar is die leeu? Ons gaan jy al drop in die Creer Wildtuin. May the odds ever be in your favor. Nee. Ek was nie toe ek 8 was weggevat en gesê, okay, nou gaan ons jou leer beklei. Jy gaan oorlog wen vir jou land nie. En party van ons was nie eers uit die comfort van ons huis uit. Want ons pa was besig om iewers anders te beklei en nie genoeg tyd te gee vir ons nie. En die vraag wat jy jouself moet vra is, waar is jy? Is jy nog 'n seentjie? Of het jy die transition gedoen in toe marry? Daar's 'n groot verskil tussen 'n man en 'n seentjie. En meisies kom dit agter, want wat 'n meisie het nog nie seer gekry deur 'n seentjie nie. Want wat doen seentjies? Seentjies hardloop so moeilik raak. Seentjies huil. Seentjies wag daar vir mamma om sy maagie te vryf en loop dit op beter. Hey, my ma het my maagie gevryf het. Sy het gesê sakkie taal. En sy was my ouma. En ek wil gou hê in jou kop. Dink gou in die masculine figure in jou lewe. Nou masculine beteken male. Dit is die strength wat in body word. Wat sien jy? Wie sien jy? Maak jy oor toe. Nou as jy ou is. Imagine jy staan nou met jou spies. En daar is hierdie leeu's. Het jy die courage om hom dood te maak? En as jy 'n meisie is, en jy dink aan 'n ou wat op jou wit perd aangery kom, hoe lyk hy? Hoe lyk daai ou? En as jy moet dink aan die persoon so met wie jy jouself nou bevind, hoe lyk hy? Want ons generasie is geplaag deur mans wat weghardloop as dit moeilik raak. Deur seentjies wat nooit die transition doen nie, net spring van een meisie tot 'n ander. Nou, as ek dink aan 'n man, dink ek aan die volgende. En julle kan gou the pyramid of greatness regkry. Kyk gou saam met ons. You will grow from boys into men, from men into gladiators, and from gladiators into Swansons. Behold, the Swanson Pyramid of Greatness. I've been developing the Swanson Pyramid of Greatness for years. It's a perfectly calibrated recipe for maximum personal achievement. Categories include capitalism, God's way of determining who is smart and who is poor. Crying, acceptable at funerals and the Grand Canyon. Rage, poise, property rights, fish for sport only, not for meat. Fish meat is practically a vegetable. Haircuts. There are 3 acceptable haircuts. High and tight, crew cut, buzz cut. Are the scissors broken in your house, son? Het al loop daar in die mall en gereeld vra ek hierdie vraag. Are the scissors broken in your house, son? En ons almal het soos hierdie rolmodel van masculinity. Soos hierdie rolmodel as jy dink soos hierdie ou embody strength. Jy dink aan die Bear Grylls en jy dink jy's hy so tough. Ons almal het so iemand. En jy dink as ek soos daai ou is, dan sal ek my fears kan face. Of as ek daai ou date, sal hy nie weghardloop as dit moeilik raak. Nou, jy is in die bevoorregte posisie om te kan kies wie jy is. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak of jy ryk of arm is nie. Maak nie saak of jy jouself aan die verkeerde kant van die stad bevind het.
Jy kan kies wie jy is. En ons almal maak 'n keuse, ou en meisie gelyktydig. Maar daai keuse is deeply rooted in waar ons vandaan kom. En om daai vraag te antwoord, moet jy begin in die begin. En jy kan gou saam met my lees. In Genesis 2, vers 5 tot 7, it sê, Now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. En as jy dink, hoekom ouens stupid goed doen? Hoekom ouens hierdie wilde goed doen? Hoekom ouens nie gedryf word deur manicures en pedicures en al die meisie stuff nie? Want Adam word gemaak in die wildernis. Toe Adam gemaak word, is die aarde 'n wilde plek. Dit is nie hierdie mooi tuintjie nie. Daar is nie hierdie mooi blommetjies nie. Daar is grond en dit is wild en dit is droog en dit is hard. En dit praat van die nature van 'n man. Hierdie strength wat embody word, wat gemaak word in die wildernis. En as jy dink vir een oomblik dat jy hierdie gerieflike lewe gaan lei en dit gaan beteken jy is 'n man. Dat jy altyd die maklikste opsies kan kies en jy dink jy's 'n man. Dink weer. Nou mans is nie altyd hierdie ouens wat A-span rugby speel, hardkuier, baie beklei. As jy doen, is dit okay? So daar's iets in 'n wild man. Daar's iets in hierdie manne. En as jy dink hierdie warriors, as jy dink aan ouens soos Gladiator, as jy dink soos 'n Braveheart, as jy dink aan hierdie warriors, het hulle iets gehad waarvoor hulle beklei. Waarvoor beklei jy? Ons almal ken hierdie storie van die fall of man, waar sonde in die wêreld inkom. Waar dink jy was Adam? Toe Eva en die slang was in chat, wat dink jy het hy gedoen? Niks nie. Man's greatest weakness is doing nothing. Ek dink is Albert Einstein wat gesê het, is evil enters the world when good men do nothing. Want passivity is die ding wat ons plek. Om niks te doen is net so maklik. Nou vanaand wil ek jou encourage dat selfs al het jy nie jou leeu doodgemaak nie. Ons almal het ons leeu's. Daar is nie net een nie. Regdeur jou lewe lank gaan jy gereeld en herhaaldelik leeu's moet face. En jy kan dit doen. Dit is in jou. Daar's 'n wildness in jou wat jy moet unleash. Daar's 'n fierceness in jou wat jy moet channel. Die feit dat jy kwaad is die hele tyd, die feit dat jy heeltyd wil beklei. Hoekom? Die feit dat jy nie bang is vir beklei nie. Die greatest tool van die enemy is om main passive tool. Nou meisies, jy dink dalk jy is vanaand voor, jy praat 'n bietjie oor ouens, baie. Ek weet nie of jy weet nie, maar jy gaan redelik met hulle in verhoudings moet wees. Surprise! En as jy kyk na die ou wat jou hart pursue, wat het ek jou laasweek vertel is die eerste ding wat jy vir hom sê. As hy vra, wat is jou nommer? Wat sê jy? Jy sê nee. Hoekom sê jy nee? Want jy is nie maklik nie. Want as hy verhouding met jou wil hê, moet hy beklei daarvoor. Want jy is worth fighting for. En as ons dink aan wild men, het ons almal soos hierdie prentjie in ons kop. Ek weet nie swart was as William Wallace, maar sit hom hy tref iemand. Daar's hier iemand wat skryf vir freedom. Daar's hierdie liberators reg deur die Bybel. En die grootste liberator wat ons almal unify is wie? Jesus. Jesus sê soos goeie soos hy het nie gekom om
net verhouding te bring nie, maar hy het die swaard. Hy het gekom om skeiding te bring. Hy het gekom om vir iets te fight. En as ek 'n wild man moes define, as ek moes define en 'n definisie gee oor wat is 'n wilde man. So ek nie definieer, jy sê ou wat hard kuier, baie meisies het nie. En ek het vir jou opgegooi. It refers to the attitude of his heart. A wild man is a man of honor. He fights for all that is just and good. He is a liberator at heart. He does not pick on the weak, but enforces grace and justice. As jy 'n man in my oë wil wees, en in die oë van elke meisie wat jy sit, dan moet jy daar ou wees. Ons het altyd hierdie game gehad wat ons gespeel het in die laerskool. Nou, ek was in laerskool van Lala. So jy kan klaar lag en klaar kry. Dit is 'n goeie skool gewees. Maar jy koop met die knife fighting skills om hoërskool aan te pak. En op 'n stadium was daar hierdie weird game wat mense gedoen het. Almal wou beklei. Ja, ek weet nie of net daai kant van die stad is nie. En wat mense sou doen is, hulle sou iemand kies om te beklei, 'n meisie nooi om te kyk, want meisies love net fights. Logic on is flawless. En dan sou hy nou hierdie weaker ou wen. En dan sou hierdie meisie nou moes impressed wees. Ek was op 'n stadium al weaker ou. Of is dit die giant ou? Ek het gedink jy's hierdie ou met stadig 5 wees. Wat sê jy nog 'n graad 1? En dis laerskool wel al. Do the math. En math. En ek bevind myself daar en ons het die meisie waarvan ek hou, wat hy ook toevallig van hou. En nou kyk ek vir hierdie Goliat. En ek besef jy's baie vandag gaan jy seer kry. En ek besluit om my lion te fight. En ek besluit om nie te concede defeat nie. En sê ek nie, die pick my fights meer op die skool en goed sou ek nie gaan nie. Slim idee, maar ek support dit nie. En ons bevind mekaar daar, en soos alle laerskool fight is daar hierdie groep aanskouers. As wie een van die woorde net een woord herhaaldelik kan sê, glad nie motiverend is vir jou nie. En hy slaan en hy stadig. Yes, vandag gaan jy seer kry. En hy slaan weer en hy stadig. En ek kill my lion. En vir een of ander was daar geen pride in daai victory nie. Ek weet ek moes voel, yes, ek het my lion gekill, ek is hier graad 1 ou, wat hierdie ou uitgeslaan het, wat lyk so start 5. Maar daar was geen eer daar. En soos wat mense lewe aangaan, kom jy agter, soos, die fight was stupid goed. Ons het hierdie een skool gespeel, hulle is aan die verkeerde kant van die berg. Nee, jy weet van wie ek wil. En daar breek hierdie fight uit op die rugbyveld. En weer eens is dit dieselfde storie. Daar is hierdie ou wat lyk of hy 'n oom is. En ek bevind net hierdie ouens wat altyd met my wil beklei. Ek weet nie of ek klein, okay, was kleiner baie stadium, dis maar fires geweest. En ja, pre-fires. En is weer eens hierdie fight en weer eens wen ek. En weer eens is daar geen satisfaction in daai victory nie. Die van daai veld af verloop ek, ja, ek is groot en ek sterk. Triple before me. Ek weet nie. En as jy ook al hier was, sou jy die storie gehoor het van 'n colored ou wat by my skool opdaag in pouse. En hy het die courage om ons te vertel van Jesus. En in hom sien ek 'n wild man.
In hom sien ek 'n fight, oor fighting for. En hy inspire in my om vir mense se harte te klei. Om nie hierdie strength te hê wat net so superficial en oppervlakkig is, maar die deep spiritual connection. Society vertel ons jare se leuns. Okay, meisies, gou 'n survey. Ouens, maak jy oë toe. Wat se meisies sou verkies? Dat ouens nie aantrek soos laas seisoen se meisiesklere nie. Nou, hoe aantrek sê niks van wie jy is nie. Maar ek wil encourage om nie mak gemaak te word nie. Soos daar is 'n fierceness in jou en society kort dit. Ons kort mense wat gaan beklei vir wat reg is. Vir justice. Ons kort daai ouens wat opstaan as jy by die skool sien dat iemand geboelie word wat kleiner is. En intree. Ons kort daai mense wat sê as ek evil sien kan ek nie niks doen nie. Ons kort daai mans wat weet hulle het wat dit vat. Dit maak nie saak wat die battle is nie, dat hulle dit kan wen. En ek wil jou vat na 'n scripture toe wat so bekend is. Sê die volgende, en meisies, jy kan hierdie ook leer. Nou, as jy 'n goeie meisie wil wees, so volgende week ook nie, get into the art of praying. So bid jy vir die ouens in die lewe, want hulle het baie fights. Dit is dalk nie al die emosionele staf nie, steek dit net goed weg. Ouens het baie fights. En daar is baie goed in jou lewe wat jy gaan vertel, jy is nie goed genoeg. Jy is nie sterk genoeg. En jy kan vir hulle begin bid. En dit gaan 'n huge verskil maak. En jy moet nie na jou uitloop en sê, dis ek bid vir jou. Geen ou wil hoor. Yes, so great. Jy bid vir my. Hoekom? Ja, maar ek sien jy struggle bietjie, ja. Ouens, sê dit vir jou sê vir ja. Kom in die kerk kyk. Sê die volgende, sê Proverbs 4 vers 23. Above all else, guard your heart. By Oriel wie jy nie wil gaan as hy nie. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. En as hy besig is om te cheat op jou, draai vanaf waar hy het vloei dit. En as hy bereid is om sy meisie te los vir jou, draai waar hy het vloei dit. Above all else, guard your heart, for from it flows everything. En jy as 'n mens het nodig om vir jou hart te beklei. Jy het nodig om te sê dat soos net die feit dat hy vir my 'n broadcast message stuur, ek is lief vir jou. Jou oë is soos diamante. Of so sterre. Nie so mooi as sterre mekaar. Die feit dat hy vir jou oulike boodskapie stuur beteken niks nie. Die feit dat hy vir jou fight en vir jou sacrifice beteken alles. En ouens, jy het nodig om te fight vir jou hart. En daar is 'n wêreld daar buite wat jou vertel. Jy is nie 'n man. You do not have what it takes. Dat jy is useless in hierdie generation. En ek wil vir jou vandag kom sê, die Here sê dit is nie so. Want jy is 'n deeply strong, passionate, fierce warrior. En jy moet embrace hoe jy gemaak. En die band kom opkom. Vanoggend nou, wat jy mekaar mee dien sê. Vanaand het ons hierdie seremonie. As jy ou is, en die wêreld het jou die leuns kom vertel. Johannes 10:10 sê, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed. En ek wil jou vanaand kom naai. Naai. Flippin' meisies. En die Here het 'n saak met jou hart. As jy vanaand hier sit en jy sê jy is fires, die lions is besig om my te kill. Ek fight maar ek kry geen breakthrough. Laat ek jy vanaand kom naai. As 'n teken van God wat sê, hy kies jou as 'n warrior in sy kingdom.
that you have what it takes. Dat jy het die strength te wen. En ons tweede ding wat ons gaan doen. Van 'n sacrifice vir liefde. Jesus wat obedient is tot die einde toe. Jesus wat jou liefhet en jou pursue tot die einde van sy lewe toe. Waar sy vlees gebreek is, waar sy bloed vloei vir jou. En waar hy death overcome, sodat jy kan life hê. So ek wil jou invite, jy is welkom om op te staan. As jy genaaid wil word, ek is hier links voor. Maar die res van ons, kom ons kry 'n nagmaal. En kom ons celebrate hierdie great love, wat vir ons harte beklei.